Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer jy jou geloof uitstrek om iets groots met jou lewe te doen, sal jy heel waarskynlik baie kritiek moet hanteer. Solank as wat jy niks doen nie, sal niemand jou ooit kritiseer. Maar kritiek kom die oomblik as jy in jou droom begin werk en dit begin doen wat God vir jou sê om te doen. Baie mense sit net op die kantlyn en kritiseer ander. Hulle sal vir jou sê dis onmoontlik, of dat jy gaan misluk. En wanneer jy hulle verkeerd begin bewys, sê hulle, wel, jy kon dit regkry tot nou toe, maar dit sal nie hou nie. En dan, wanneer jy die droom bereik het, is hulle die eerstes om te sê, ek het nog altyd geweet, jy kan dit doen. Jy sal altyd kwesbaar wees vir kritiek, wanneer jy uitstap en probeer om iets in geloof te doen. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel. Die Engels sê, therefore judge nothing before the time. Ons almal het raad en insette van ander nodig. Maar jy moet slegs kritiek ernstig opvat, wanneer jy, eerstens, weet dat die persoon wat jou kritiseer, jou waardeer. Tweedens, die kritiek nie besmet is deur die persoon sy eie agenda nie. Derdens, die persoon nie van nature krities is oor alles nie. Vierdens, die persoon sal aanhou om ondersteuning te gee, nadat hy of sy vir jou raad gegee het. En dan laastens, hy of sy kennis en sukses het op die gebied van die kritiek. Wat werklik seer maak, is kritiek van mense wat vir jou belangrik is. Dis moeilik om jou droom te laat kritiseer deur diegene wat jy bewonder, liefhet en respekteer. Maar as jy jou droom wil bereik, sal jy moet leer om daardie prys ook te betaal. Eendag sal die impak van God se werk deur jou lewe onmiskenbaar wees. Want jy kan vertrou dat God getrou is om dit te voltooi wat hy in jou lewe begin het. Here, help my om kritiek met genade en nederigheid te hanteer en om U te vertrou as my verdediger. In Jesus naam bid ek dit. Amen.